Kom ons bestudeer vandag die woord van God onder die onderwerp, die lam heers op die berg Sion. Onder hierdie onderwerp, laat ons tyd neem om God se genade te deel. Ons het God se woord en leringe deur die Bybel bestudeer. En so weet ons dat die wet eers van die berg Sinai af uitgekom het. En jy het ook die Bybel bestudeer en weet dat in die Nuwe Testamentiese tye God se wet in Sion verkondig word, nie waar nie? Dan, wat beteken dit dat die wet uit Sion kom? Wie sal uit Sion kom? Die feit dat die wet uit Sion kom, impliseer dat God die Verlosser uit Sion verskyn. Laat ons dus vandag tyd neem om van die geestelike wêreld te leer, deur die feit te ondersoek dat die lam op die berg Sion heers. Eerstens, kom ons kyk hoe die wet op die berg Sinai verskyn het. Kom ons gaan na Exodus hoofstuk 24 vers 12. Die Here het vir Moses gesê, kom na my toe op die berg. Hierdie berg is die berg Sinai, reg? Kom na my toe op die berg en bly daar. Ek sal vir jou. Wat sal God vir hulle gee? Die kliptafels gee my die wet met die opdragte wat ek geskryf het, om hulle te onderrig. Hier het God gesê, die wet en opdragte het ek geskryf. Waar is hierdie wet geproklameer? Kom ons gaan na Exodus hoofstuk 31 vers 18. Nadat die Here klaar met Moses gepraat het, het hy vir hom, waar? Op die berg Sinai. Op hierdie berg Sinai, wat het God sy volk laat weet? Kom ons kyk daarna. Nadat die Here klaar met Moses gepraat het, het hy vir hom op die berg Sinai die 2 tafels met die getuienis gegee, kliptafels waarop daar deur die vinger van God geskryf is. In Exodus hoofstuk 24 vers 12 het God gesê, ek sal vir julle die kliptafels gee met die wet en opdragte wat ek geskryf het. En hier staan daar, hy het vir hom die 2 tafels van die getuienis gegee, die kliptafels wat met die vinger van God gegraveer is. Hierdie 2 verse beteken dieselfde ding. In Exodus hoofstuk 31 vers 18 kan ons verstaan dat dit op die berg Sinai is dat God die kliptafels gegee het met die wet en opdragte wat hy geskryf het. Dit moet die wet van die ou verbond wees, wat God vir die eerste keer aan sy volk gegee het. Ons noem hierdie wet die wet van Moses of die wet van die ou verbond. Die profesieë van die Bybel, wat ons vandag gaan bestudeer, sê egter vir ons dat sulke belangrike wet van God op 'n ander plek as die berg Sinai verskyn. Kom ons gaan na Jesaja hoofstuk 2 vers 2. In die laaste dae sal die berg van die Here se huis stewig staan as die hoogste van die berge, hy sal bo die heuwels uittroon. Al die nasies sal daarheen stroom. Baie nasies sal gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons van sy weë kan leer en ons op sy paaie kan volg. Ja, waarvandaan? Uit Sion sal daar onderrig kom en die woord van die Here uit Jerusalem. Sion is anders as die berg Sinai. Waar sal die wet egter vandaan gaan? Van Sion. Ja, uit Sion sal daar onderrig kom en die woord van die Here uit Jerusalem. Hy sal regspreek tussen die nasies, die reg handhaaf vir talryke volke. Jesaja het so geprofeteer. Dit is 'n belangrike deel. Waar sal die wet uitgaan? Dit sal uit Sion uitgaan. In die verlede het die wet van die berg Sinai af uitgekom. Maar watter soort wet sal in die toekoms uit Sion uitgaan? Wanneer ons die tyd van die sin sien, kan ons sien dat daar 'n wet sal wees wat in die toekoms sal uitkom.
Lang gelede het die Bybel geprofeteer dat die wet uit Sion sou uitgaan. Kom ons sien Openbaring hoofstuk 14 vers 1. Toe het ek gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion. Wie? Apostel Johannes het die lam sien verskyn. Toe het ek gesien, en kyk, die lam staan. Waar? Op die berg Sion. In Jesaja hoofstuk 2 vers 2, wat ons vroeër gelees het dit gesê dat die wet in die laaste dae uit Sion sou uitgaan. En in Openbaring hoofstuk 14 staan daar. En kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom is daar 144.000 mense met sy naam, en ook sy Vader se naam, op hulle voorkoppe geskryf. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor, soos die gedruis van baie waters en die gerammel van swaar donderweer. Die geluid wat ek gehoor het geklink soos die van lierspelers wat hulle liere bespeel. Hulle het 'n nuwe lied voor die troon en in die teenwoordigheid van die 4 lewende wesens en die ouderlinge gesing. Niemand kon egter die lied leer nie, behalwe die 144.000 mense wat van die aarde losgekoop is. Hulle is die mense wat hulle nie met vroue besoedel het nie, omdat hulle keis is. Hulle volg die lam, waar hy ook al gaan. Hulle is uit die mense losgekoop, as eerstelinge vir God en die lam. Dit is die leer van die Bybel. In Openbaring hoofstuk 14 verskyn die lam in Sion. God leer ons dat die wet in Sion verkondig word. Kom ons kyk wie verkondig die wet in Sion in die boek Micha. Micha hoofstuk 4 vers 1. In die laaste dae sal die berg van die Here se huis stewig staan, as die hoogste van die berge, ja, hy sal bo die heuwels uittroon. Volke sal daarheen stroom, baie nasies sal gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, sodat hy, God, ons van sy weë kan leer. Wat sal hy doen? Hy sal ons sy weë leer, dit is die waarheid. En ons op sy paaie kan volg. Ja, waar? Die wet sal. Uit Sion sal daar onderrig kom en die woord van die Here uit Jerusalem. God verkondig die wet en deur die wet heers hy oor sy volk en lei hy hulle. Ons kan dit sien deur Jesaja hoofstuk 2 en Micha hoofstuk 4. Dit sê nie dat God sal regeer met die wet wat hy die afgelope 3500 jaar gelede op die berg Sinai verkondig het nie. Deur die profesie van Micha kan ons verstaan dat God ons sal leer met die wet wat uit Sion kom en dat hy met daardie wet oor ons sal regeer. Kom ons bestudeer meer oor die wet van die lewe wat God in hierdie laaste eeu verkondig. Kom ons gaan na Jesaja hoofstuk 52 vers 7. Hoe lieflik op die berge is die voete van 'n boodskapper van vreugde, een wat vrede verkondig, wat 'n goeie boodskap bring, wat verlossing verkondig, wat vir Sion sê, jou God, doen wat? Jou God, heers as koning. Luister na jou wagte, hulle roep uit, saam jubel hulle, want reg voor hulle. Wat gebeur? Wanneer die Here na Sion terugkeer, sal hulle aanskou hulle die terugkeer van die Here na Sion. Hulle sal dit met hul eie oë sien. Breek saam uit in gejubel, pynhope van Jerusalem. Want die Here troos sy volk, hy koop Jerusalem los. Die Here ontbloot sy heilige arm voor die oë van al die nasies. Al die uithoeke van die aarde ervaar die verlossing deur ons God. Soos ons vandag bestudeer het, in Jesaja hoofstuk 2, sê dit dat die wet uit Sion sal uitgaan, en in Openbaring hoofstuk 14 sê dit dat die lam in Sion sal regeer. En in Jesaja hoofstuk 52 het God gesê dat die voete van diegene wat op die berge sê, jou God regeer, is so mooi.
Kom ons bevestig weer eens deur Jesaja hoofstuk 25 dat Christus, wat die lam is, op die berg Sion heers. Vers 6. Die Here, heerser oor alle magte, sal op hierdie berg. Watter berg is dit? Kom ons kyk na hoofstuk 24 vers 23 om uit te vind watter berg God hier verwys en gaan dan voort om hierdie vers te lees. Die volmaan sal verleë wees, die helder son sal beskaamd staan, want die Here, heerser oor alle magte, regeer op. Watter berg? Die Here die Almagtige sal heers op, die berg Sion en in Jerusalem, en voor sy oudstes in heerlikheid. Oorspronklik het die Bybel nie hoofstukke en verse gehad nie. Die toneel in hoofstuk 24 gaan voort in hoofstuk 25. Kom ons kyk na die voortgesette toneel in vers 6. Die Here, heerser oor alle magte, sal op hierdie berg. Volgens hoofstuk 24 vers 23, watter berg is hierdie berg? Berg Sion. Die Here, heerser oor alle magte, sal op hierdie berg vir al die volke 'n feesmaal van ryk geregte voorberei, 'n feesmaal met beleë wyn, met ryk geregte vol murg, met gesuiwerde beleë wyn. Op hierdie berg sal hy die sluier verswelg, die sluier oor al die volke, die geweefde bedekking oor al die nasies. En wat sal hy insluk? Hy sal die dood vir ewig verswelg, my Heer, die Here, sal die trane van alle gesigte afvee. Die bespotting van sy volk sal hy van die hele aarde af verwyder. Ja, die Here het gespreek. Hulle sal op daardie dag sê, kyk, dit is, wie? Dit is sekerlik, ons God op wie ons gewag het, en hy het ons gered. Waar verskyn ons verlosser? Hy verskyn in Sion, en hy moet die een wees wat die dood vir ewig in Sion verslind. Waarmee vernietig God dan die dood vir altyd? Met die verouderde wyn. Watter soort wyn het die belofte om die dood vir altyd in te sluk? Dit is die Pasga-wyn. Watter wet is die Pasga? Dit is die wet van die nuwe verbond. Kom ons kyk of God werklik beloof het om die dood vir ewig deur die wet van die nuwe verbond te verslind. Nou moet ons God ontmoet. Hy is altyd by sy volk op die berg Sion, en hy is ons verlosser wat die dood vir ewig vernietig. Kom ons bevestig dit deur Lukas hoofstuk 22 vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die Pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde, gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet. Hulle het vir hom gevra, waar wil u hê moet ons voorbereidings tref? Dit gaan voort met die toneel waar hulle die Pasga hou. Vers 19. En hy het brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, en gee dit vir hulle, en sê, Jesus het die Pasga brood gegee en gesê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. Vers 20. So ook met die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker, die Pasga-wyn is in hierdie beker vervat, reg? Jesus gee die beker met wyn daarin en sê, hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word, is, watter verbond? Hierdie beker is, die nuwe verbond deur my bloed. Alhoewel die wet van die ou verbond, wat deur Moses gegee is, verby is, watter wet bring die lam, wat op die berg Sion sal regeer vir ons? Die Bybel profeteer dat God ons sal lei na die ewige koninkryk van die hemel waar daar geen dood of pyn is nie, deur die wet van die nuwe verbond. Soos ons in Jesaja hoofstuk 25 gelees het. Wie verswelg die dood vir ewig deur die verouderde wyn? Ons God sluk die dood vir altyd in. Op die dag van die Pasga het God vir ons brood en wyn gegee as Jesus se vlees en bloed. En watter soort verbond het hy gesê dit was?
Hy het gesê dat dit die nuwe verbond was. Het dit dan werklik die gesag om die dood vir altyd in te sluk? Kom ons vind die antwoord deur Johannes hoofstuk 6. Vers 53. Daarop sê Jesus vir hulle: Amen, amen, ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Jesus het duidelik gesê dat ons geen lewe in ons het nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die wat? Het ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Kan ons egter Jesus se werklike vlees eet en sy werklike bloed drink? Selfs al leef Jesus nog in die vlees op hierdie aarde, is dit onmoontlik om sy vlees te skeer en dit te eet en sy bloed te drink. Daarom het Jesus 'n seremonie gemaak waardeur ons hulle kan eet en drink. Dit is die wet van die nuwe verbond. Deur die Pasga het Jesus die Pasgabrood sy vlees laat voorstel en die Pasgawyn sy bloed. Wat het Jesus beloof om aan mense te gee wat sy vlees eet en sy bloed drink? Ewige lewe. Om ons die ewige lewe te gee beteken om die dood vir ewig te vernietig. Ons God het op hierdie aarde verskyn met die wet van die nuwe verbond. En die Bybel sê die een wat die wet van die nuwe verbond bring, wie is? Ons God. Ons moet die lewenswyse by hom leer en sy pad volg. Nou, kom ons sien nog een toneel in die profesie van Jeremia, waar God die nuwe verbond verkondig. Jeremia hoofstuk 31 vers 31. Kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Wie sluit die nuwe verbond? Die Bybel sê dat die wet van die nuwe verbond slegs deur God ingestel word. Deur Micha hoofstuk 4 en Jesaja hoofstuk 2 het ons duidelik gesien hoe Christus in die laaste dae verskyn. Ons het duidelik gesien hoe ons God self die wet in Sion verkondig het. In Jeremia hoofstuk 31 vers 31 het God dit verkondig en gesê: Verklaar die Here, het hy nie, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond kan nie deur enigiemand anders gesluit word nie. God het verkondig dat hy die wet van die nuwe verbond sou maak. Kom ons gaan voort met vers 32. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het op die dag toe ek hulle met my hand gegryp het om hulle uit Egipte uit te lei nie. Toe God hulle uit Egipte gelei het, watter soort wet het God daar gestel? Die wet van die ou verbond. Deur Moses het God die ou verbond op die berg Sinai verkondig, maar die nuwe een sal nie soos daardie een wees nie. Want hulle het nie by my verbond gebly nie, en ek het hulle geïgnoreer, sê die Here. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle, wie? Ek sal hulle, God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Watter wet is dit? Dit is die wet van die nuwe verbond in vers 31, is dit nie? Vers 34. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle, is die uitspraak van die Here. Hoe ken ons God? Deur die nuwe verbond. God het reeds deur die profete geprofeteer dat hy die nuwe verbond sou sluit, en op die vasgestelde tyd het God na hierdie aarde toe gekom en die nuwe verbond gesluit. Wie is hy dan wat die nuwe verbond gesluit het? Hy is God. Niemand anders as net God kan die nuwe verbond oprig nie.
God het dit reeds so gemaak dat dit nie deur enige iemand anders vasgestel kan word nie. Hy het gesê, ek sal die wet van die nuwe verbond maak. Ek sal jou daarvan laat weet. Ek sal dit verkondig. Wanneer ons dus sien hoe iemand die nuwe verbond verkondig, kan ons verstaan. Hy is God oor wie profeet Jeremia geprofeteer het. Hy het in hierdie eeu gekom. Sommige mense vra egter 'n dwaase vraag. Kan niemand die Bybelprofesieë sien en beweer dat hy die nuwe verbond gesluit het nie? Almal, is dit moontlik? Dit kan nooit moontlik wees nie. Al sien hulle, kan hulle nie sien nie. God het oor alle mense 'n diepe slaap gebring sodat mense nie kan sien al sien hulle nie en ook nie hoor al hoor hulle nie. Hulle sien nie al het hulle oë nie. As hulle die Pasga gesien het, hoekom hou hulle dit nie? Hoekom hou hulle nie die Sabbat nie? Net wie kan dit doen? Net God kan kom en mense die wet van die nuwe verbond leer ken. Net God moet die nuwe verbond verkondig en ons seën om dit te verwesenlik. Jesus het die Pasga as die nuwe verbond verkondig. Maar na die apostoliese era is die Sabbatdag in 321 na Christus afgeskaf en die Pasga is in 325 na Christus afgeskaf. Daarna is die waarheid een vir een vernietig en die donker middeleeue het plaasgevind soos dit in die Bybel geprofeteer is. Lang tyd van 1600 jaar het in die duisternis verbygegaan. Alhoewel die Bybel vir die 1600 jaar rondom mense was, het niemand ooit genoem dat ons die Pasga moet hou en dat ons die wet van die nuwe verbond moet onderhou nie. Is dit nie verstommend nie? Wat is die rede? Dit is omdat hulle nie God is nie. Net God het gesê, ek sal die nuwe verbond sluit, het hy nie. God het gesê, ek sal dit maak en ek sal dit verkondig. Dit was God wat in die eerste plek die nuwe verbond tot stand gebring het en wat van wanneer hy dit herstel. Dit is ook God wat dit sal herstel. Nou, ons hou die wet van die nuwe verbond. Wat beteken dit? Wie is in hierdie waarheid? Ons moet verstaan dat God reeds in hierdie waarheid regeer. En ons moet ook God vind wat hier heers. Vandag verstaan soveel mense in hierdie wêreld nie, al hoor hulle die leringe van die Bybel nie. Hoekom is dit? Daar moet 'n rede wees, nie waar nie? Kom ons sien Johannes hoofstuk 8 vers 47. Hy wat uit God is, na wie luister hulle? Diegene wat aan God behoort, aanvaar wat God sê. Julle wat hier is God se kinders wat aan God behoort. So jy het verstaan dat die Sabbat die 7de dag is soos God jou deur die Bybel geleer het. En jy het verstaan dat die Pasga die nuwe verbond is en dat die een wat die Pasga gebring het, ons God is. Jy aanvaar en glo alles wat God jou leer. Hoekom is dit? Dit is omdat dit in die Bybel is. God het beslis die ore geopen van diegene wat aan God behoort, sodat hulle God se woord kan hoor. Egter, dit is waarom julle nie luister nie. Hoekom? Daar is een rede. Dit is dat hulle nie aan God behoort nie. Maak nie saak hoeveel keer ons hulle die woord van God leer en genoeg bewyse toon en 'n baie logiese les gee nie. Wat doen hulle? Hulle aanvaar dit nooit nie. Dit is omdat hulle nie aan God behoort nie. Dit is baie verstommend. Met gesonde verstand dink ons dalk, aangesien dit in die Bybel geskryf is, moet hulle dit nie aanvaar en glo nie. Hulle aanvaar egter steeds nie wat in die Bybel staan nie. Maak nie saak hoeveel in detail ons dit aan verduidelik nie. Hulle. Hoekom is dit? Dis omdat hulle nie aan God behoort nie. Hulle het nie ore om te hoor of oë om te sien of verstand om te verstaan nie. Alhoewel hulle dieselfde toneel sien, alhoewel die profete getuig het dat ons die lam kan ontmoet wanneer ons na Sion gaan waar God se feeste gevier word, en dat ons die wet van die nuwe verbond wat die lam verkondig het, kan leer,
Steur hulle nie aan die profete. Hulle glo nie die Bybel wat deur God se Gees geskryf is nie. In Johannes hoofstuk 8 vers 47 kan ons die rede vind. Dit is omdat hulle nie aan God behoort nie. Vandag het ons na Sion gekom, die stad van God se feeste, en leer al die regulasies, verordeninge en wette van God, insluitend die Sabbatdag, die Pasga, die 7 feeste van 3 maal, deur dit te doen. Loop ons die hemelse pad wat God lei. Ek hoop dat ons nooit eers 'n bietjie sal wankel in hierdie sake nie, maar die leiding van die Gees en die bruid sal volg tot die einde toe. Die Lam regeer net in Sion, en die wet van die lewe, die nuwe verbond, kom net uit Sion. Slegs wie kan die wet van die nuwe verbond verkondig? Net God kan. Niemand kan dit doen nie. Die Lam het ons al hierdie waarhede geleer toe hy na hierdie aarde toe gekom het. Met die hoop dat ons hierdie waarheid sal volg, totdat ons die wêreld van verlossing, die ewige koninkryk van die hemel bereik, wil ek graag vandag se preek afsluit. Dankie.